Goeiemôre. Dit is maandagoggend, die 17de Maart 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En die afgelope naweek het ons ver en wyd van hier af 'n draai gemaak. Dit was weer eens 'n uitstekende ervaring om deur die land te ry en die wonderlike natuurskoon raak te sien, te waardeer en dan die hartseer van die werklikheid wat rondom ons aangaan, soos die geval van Ebrahim Rasool, wie se foto ek sopas gewys het, die Suid-Afrikaanse ambassadeur in die Verenigde State, wat Vrydag tydens 'n onderhoud of 'n lesing vir Donald Trump en sy administrasie aangeval het as wit meerderwaardigheidsfigure, ras daarbey ingesleep, asook verskeie ander beskuldigings wat daarmee saamgaan. Ons sien dan ook dat Amerika het blitsig daarop gereageer en Marco Rubio, die sekretaris van buitelandse sake of Secretary of State, het natuurlik onmiddellik verklaar dat Ebrahim Rasool, die ambassadeur, Suid-Afrikaanse ambassadeur, is 'n persona non grata en nie meer welkom in die VSA nie, want geen buitelandse ambassadeur het die reg om 'n aanval op die president van Amerika in Amerika, waar hulle met toestemming van Amerika tuis gaan en 'n ander land verteenwoordig kwyt te raak nie. So Marco Rubio het beslissend daar opgetree en ek is seker dat die res van die Trump-administrasie het deeglik kennis geneem van hierdie aksie en Mr. Rasool moet uit die aard van die saak binne 72 uur die land verlaat. So dit is nou nog 'n bietjie eier in die gesig van die regering van nasionale eenheid. En ek was altyd onder die indruk dat 'n ambassadeur slegs 'n mondstuk is van die regering, 'n skakelpersoon tussen die betrokke land waar die ambassadeur geplaas is en dan die regering van Suid-Afrika, en dat so 'n persoon nie toegelaat word of behoort toegelaat te word om sy eie opinie te lig en dan sommer 'n aanval op die president en administrasie van daardie land te doen nie. So dis nog eier op hulle gesig. Maar ons moet verstaan waar kom dit vandaan. Die ANC wat heiliglik die oorheersende gedeelte van die regering van nasionale eenheid is nie hierdie tipe van behandeling gewoond nie. Want van dat die ANC in 1912 gestig is, was hulle nog net altyd met oop arms en hande in die liberale wêreld ontvang. Was hulle altyd vertroetel, in watte toegedraai. Het geen westerse joernalis ooit 'n enkele slegte woord oor hulle geskryf nie. Net soos ander bevrydingsorganisasies deur Afrika, waar joernaliste reguit gesê het, dit waarvan hierdie swart bevrydingsgroepe beskuldig word, kan net eenvoudig nie waar wees nie. Nou ons ken die geskiedenis van geweld wat die ANC gevolg het deur die jare. Ons weet en is bewus waarvoor hulle leier in hegtenis geneem was, daar by Rivonia, dat dit gegaan het oor terrorisme en dat dit nie gegaan het oor goeie leierskap nie, anders as wat in deesdae in die skole geleer word. Selfs daarna, nadat die ANC aan bewind gekom het, kon hulle maar net hulle vingers klap
en daar was geld uit die buiteland. Lening op lening is aangegaan. Daar was net nie 'n einde aan die stropery nie. Die prentjie is voorgehou van hierdie wonderlike reënboognasie, die wonderlike ontwikkelende land. En vir die wêreld is daar gesê, kyk, Suid-Afrika is 'n voorbeeld van sukses. Net om later met 'n skok wakker te raak, en ek dink dit was erger as om 'n skoot koue water in jou gesig te kry, toe Donald Trump die dag aangekondig het dat daar snaakse goed aan die gebeur is in Suid-Afrika, dat hulle Suid-Afrika moet in lyn kom met die buitelandse beleid van Amerika ten opsigte van Israel, Palestina, Iran en dan uit die aard van die saak ook China. En dan noem hulle daar en hulle bring dit as deel van die argument in dat die aanvalle, die plaasmoorde het hand uitgeruk, dat die BEE 'n ongrondwetlike daad is, dat grondonteeneming onaanvaarbaar is, en ewe skielik was dit die eerste keer ooit dat 'n wêreldleier die ANC sedert 1912 in die bek geruk het en gesê het, vee agter julle eie deur, kyk wat gaan in julle land aan. Julle kan nie hierdie beeld voorhou en julle kan nie aanklagte teen Israel inbring oor genocide, volksmoord, terwyl julle self dit in Suid-Afrika ervaar nie. So dit was vir die ANC-regering 'n baie groot skok, en daarmee sal dan die staking van die USAID, of soos baie mense sê die USAID, die staking daarvan, die staking van fondse vir vigsbeheer en wat daarmee gepaard gaan. Dit was 'n groot skok toe die Wêreldbank aangekondig het dat Suid-Afrika moet sy BEE-beleid verander, meer toeganklik maak voordat hulle toegang gaan hê tot meer befondsing. En ons kan aanvaar dat dit geweldig sleg was. Ons het gesien hoe verskeie leiers in Suid-Afrika, onder andere Cyril Ramaphosa en Julius Malema, uitgevaar het teen Donald Trump en sy Republikeinse administrasie. So asof hulle 'n reg het op daardie geld en befondsing, terwyl dit eintlik hulle verantwoordelikheid is om daardie fondse deur investering in te win en self in hulle mense se behoeftes te voldoen. En dit was 'n moeilike pil om te sluk. En nou kom Ebrahim Rasool en in die FSA in Washington sê hy, die white supremacists, Donald Trump en sy regering en 'n verskeidenheid van ander goed, hoe dom is die ANC-regering en hulle gesante? Hoe min weet hulle werklik van die woord versoening? Hoe min weet hulle werklik van diplomatie? En dit wys vir ons dat die vermoë om te regeer beslis nie in die hande van hulle lê nie, want in 30 jaar, oor 'n tydperk van 30 jaar het ons gesien hoe hulle Suid-Afrika stelselmatig verarm het, afgebreek het, vernietig het, van eintlik 'n voorspoedige land, 'n eerste wêreldland, tot nou wat dit niks is nie, en wat Donald Trump op 'n stadium van gepraat het, as die Afrika lande is nou daardie, jy weet, daai klein huisie lande. Maar dit moes geweldig gewees het. Maar Ursula von der Leyen, die president van die Europese Unie, sien hier 'n opening oopgaan vir 'n nuwe vriendskap
en sy beloof $5 miljard aan die regering van nasionale eenheid, of dan eintlik aan Cyril, en hoeveel daarvan op die grond gesien gaan word, is te betwyfel, want ek dink daai geld gaan vinniger verdwyn as wat dit beloof is, en dit gaan geen verskil in Suid-Afrika se toekoms maak nie. Maar dat daar baie druk is op die ANC-regering of dan die regering van nasionale eenheid wat die DA en verskeie ander partye insluit, dat daar groter druk op hulle is, dit is so. En spanning dwars oor die wêreld neem toe. Ons weet dat die Kursk-inval in Rusland deur Oekraïne het nou sy finale fase bereik. Is daar duisende soldate vasgekeer in 'n kwalderin, Oekraïense soldate, dat Donald Trump dan ook by Putin aanklop en vir hom sê, asseblief spaar die mense se lewens. En ek weet dat Putin het gesê hy sal dit doen, mits hulle oorgee binne 'n sekere tyd, mits die Oekraïense regering hulle opdrag gee om oor te gee, wat nog nie gebeur het nie. Maar ek dink die Russe het vir hulle tyd te gee tot vandag om oor te gee. Anders sal hulle net eenvoudig voortgaan met bombardemente en dit sal lei tot chaos. Intussen het die Amerikaanse regering begin om die Houthis in alle erns in Jemen te bom. En ons sien dan ook dat Rusland het nou Amerika gemaan en gesê, hou op met julle aanvalle op die Houthis. En dis asof daai polarisasie in die wêreld van magte nog nie tot 'n einde gekom het nie, en dat daar nog veel goed is wat ons gaan sien. Maar een ding wat vir my uitstaan vanoggend, is dat ons nog 'n paar tree oor hierdie naweek nader aan totale ineenstorting, nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd gekom het. En dat dit alles uiteindelik sal lei tot 'n totale ineenstorting van orde, die bietjie wat daar is in Suid-Afrika, dat dit 'n einde sal beteken van alle moontlike finansiering. Ons hoor gerugte dat Suid-Afrika hulle troepe uit die DR Kongo gaan onttrek, of is besig met die onttrekkingsfase. Daar's baie gerugte wat rondvlieg daaroor. En die groot vraag bly, maar by my staan, bly al die toerusting, die miljarde rande se toerusting, bly dit daar agter? Of word dit teruggebring? Of is dit nou die eiendom van die M23 rebelle? Dis vir my so asof die hele Suid-Afrika besig is om nou baie vinnig tot 'n niks te verval nie. Dat er niks meer is vir ons om ons stempel af te druk nie, dat die wêreld van sagte hande en watte toedraai, dat dit iets van die verlede is, dat ons wêreldwyd 'n ontwaking begin sien wat sê, maar julle is nie die bevoorregtes nie. Wie het vir julle die reg gegee om aanspraak te maak op al die voordele wat julle gratis en verniet uit die res van die wêreld uit wil hê nie? En dit alles spel vir ons mense op die grond niks goed uit nie. En daarom is dit vandag meer belangrik as ooit, en ook nadat ek hierdie afgelope naweek net weer besef het, hoe ernstig die situasie in Suid-Afrika is, en hoe moeilik dit vir ons Suid-Afrikaners is om te begryp waarheen ons op pad is, hoe moeilik dit is om aan te pas, hoe moeilik is dit om opofferinge te maak en om gereed te maak vir iets wat nou onafwendbaar besig is om waar te word. Suid-Afrika is besig om 'n niks te word. 'n ligwalm van swakheid
korrupsie en verval. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en terwyl jy dit doen, dink mooi oor wat ek vanoggend vir julle gesê het. Die tyd om op die kantlyn te staan is verby. Julle sien dit gebeur rondom julle, julle ervaar dit. Doen iets daaromtrent. Raak betrokke. En dan ja, ek is môreoggend terug by julle. Mooi loop, 'n aangename week, maar 'n week wat waarskynlik baie verrassings vir ons gaan inhou.